Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God. En ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Liewe gemeente van Waterval, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van sy Gees. Gemeente van Waterval, baie welkom vanoggend in die kerk. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Mag die Here ook vir jou seën onder die geklank van sy woord. As jy hou van wat jy hoor, kan jy 'n duimpie gee, andersins nie, en jy kan ook inteken deur te subscribe. Ons tema vanoggend is my lewe 'n lewe van oorvloed? Lei ek 'n oorvloedige lewe? Johannes 10 vanaf vers 7. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vanoggend hier kan wees. Dankie dat U vir ons verwelkom het met 'n woord van seëning, van genade, van liefde, aanvaarding, van goedheid. En ons het daarop geantwoord met die lied. Maar nou gaan U met ons praat vanuit die woord. En ons bid Here dat U vir ons sal ontvanklik maak om U woord te hoor en daarop te reageer. So ons vra vir U, biddend, praat met ons in hierdie oggend. Van die hart tot ons hart. Want ons wil hier uitgaan met 'n idee, met 'n gevoel, met 'n opgewondenheid, hoe om die lewe te lewe voor die Here in dankbaarheid. Ons is hier, maar U is ook hier, deur U Gees. En ons is baie dankbaar daaroor. So praat met ons. Ons bring U al die lof en die eer en die aanbidding en die dank van ons hart. Amen. Is my lewe 'n lewe van oorvloed? Johannes 10 vanaf vers 7. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek herhaal die laaste gedeelte. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek het gekom om vir julle 'n lewe van oorvloed te gee. 'n Oorvloedige lewe te gee, sê die Here Jesus. Nou wat is hierdie oorvloedige lewe? Ons het nogal ons eie idees oor wat 'n oorvloedige lewe kan wees, want dalk interpreteer ons dit op 'n manier, welvarendheid, gelukkigheid, om baie te hê. Is 'n oorvloedige lewe dalk om 'n nice kar te hê, sportkarretjie, daai ding wat ek nog altyd wou gehad het, is dit 'n teken? Is 'n oorvloedige lewe dat ek gemaklik kan aftree eendag en dat ek die wêreld vol kan reis? As jy goed beplan het, is jy dalk so een persoon uit 5 tot 6% mense in Suid-Afrika wat dit kan doen. Of is 'n oorvloedige lewe dalk om baie geld in die bank en of 'n beleggings te hê en 'n goeie inkomste daai te genereer in 'n maand? Of is dit gesondheid om fiks te wees, om looks te hê? En deesdae dink ek, baie mense dink oorvloedige lewe is om al hierdie goeders aan hulle gesig te laat doen, en dit is lifts en dit is trekke en dit is lippe en you name it. So, is dit 'n oorvloedige lewe of is 'n oorvloedige lewe om in 'n baie gerieflike, gemaklike woning te bly? Ek dink dit is wat baie van ons dink. En ek hoor dit in sommige kerkgroepe. Hulle sê, as jy die Here dien en jy gee vir die Here en dit gaan goed,
en jy gee jou alles, dan sal die Here vir jou seën met al die seëninge wat daar is. En daarom sal ons ook sekere TV-predikers internasionaal kry, wat in absolute weelde leef. Ek gaan nou maar een se naam noem, ek het dit nou die dag raak gelees. Joyce Meyer, en sy het 'n baie groot aanhang, ook in Suid-Afrika. Sy en haar hele familie, al haar kinders, woon in paleise. Die motors wat hulle ry. Sy het 'n privaat vliegtuig, 'n straler wat daar die wêreld vol kan vlieg. Dan wonder 'n ou net, is dit waaroor dit gaan? Is dit 'n oorvloedige lewe? Want as ek na die lewe kyk, wat om ons aangaan, dan vertel die werklikheid eintlik vir my iets anderste. Dan sien ek mense wat bedel, mense wat honger is, armoede, veral in ons land ook. Dan wonder 'n mens nou, hoe rym dit met oorvloedige lewe? Hoe rym dit dood, siekte, kanker, diabetes, wanneer ek 'n ledemaat van my liggaam verloor? Hoe rym ek die goed met oorvloedige lewe? As ek kyk na die crime in Suid-Afrika, verskoon maar die Engelse woord, hoe rym ons dit met oorvloedige lewe? Ek meen, hierdie land van ons het nou hierdie week het beleef met ons president se besoek in Amerika. Kyk man, tot die man was geskok, hy het nie geweet nie. So, en oorvloedige lewe met al die goed. Huwelike, gesinne wat uit mekaar uitval. Armoede, 'n ekonomie wat op sy knie is, ons staatsskuld wat so hoog is, inflasie wat nie wil binne perke bly nie. Dan wonder 'n mens, ek het nie geld nie. Ons almal sukkel om ons begrotings te laat klop. Of jy nou 'n staatspensioen kry, jy sukkel. En of jy nou 'n salaris kry van baie meer, jy sukkel om ons by mekaar te hou. Ek het nou die dag die statistieke gesien oor die laaste 10 jaar. Petrolpryse is met 130% op in die laaste 10 jaar. Krag ook, meer as 100% op. En dan wys hulle die grafieke vir die salarisse. Hulle loop maar redelik gelyk. So ons inkomstes het maar dieselfde gebly. So die werklikheid kan ons nie regtig rym met die woorde van die Here Jesus wat hy sê, maar ek het vir julle oorvloedige lewe kom gee. 'n Lewe van oorvloed. Dit laat my kop so 'n bietjie krap. En ek weet nie mooi of ek dit kan versoen met wat om my aangaan en wat ek self ook belewe met my eie beursie op die oomblik nie. So wat bedoel die Here Jesus eintlik as hy sê, ek is die ingang, die deur, het die ou vertaling gesê, die hek. Ek is die hek. En ek het gekom dat julle oorvloed moet hê. Wat bedoel hy daarmee? Want ek verstaan nie lekker nie. Miskien is die 2 lyne om te volg in hierdie woorde van hom. Dalk praat hy oor die ewige lewe. Maar hy praat ook seker van hierdie lewe, wat ons lewe. So kom ons hardloop met die 2 lyne. Beslis praat hy ook oor die ewige lewe. Want in Christus Jesus is daar lewe. Almal wat in hom glo, het die ewige lewe. En is interessant dat hy hier sê, ek is die ingang. Nou ek het so tyd terug het ek oor die ek is uitsprake 'n bietjie gepraat. Ego eimi is die Grieks. Daar's so 7 van hierdie uitsprake as ek nou reg onthou. Waar kom die Here Jesus daaraan om dit te gebruik? Want dit kom volop in Johannes voor. Dit slaan terug na Exodus 3 toe. Toe Moses by die brandende bos staan en hy vra, Here, wat moet ek nou sê, wie het my gestuur? Wat moet ek vir die farao sê? Dan antwoord die Here vir hom uit die brandende bos, ek is. Ek is. Jahwe, Hebreëus. In die Afrikaanse vertaling, Here. So elke keer as jy Here lees in die Ou Testament en in die Nuwe Testament,
dink aan hierdie woorde, ek is. Daarmee sê God vir Moses, ek is wie ek wil wees, soos ek wil wees, wanneer ek wil wees. Dis wat ek is beteken. So wat sê God van homself? Dat hy nie in woorde saamgevat kan word nie. Dat hy een groot stuk geheimenis vir ons bly. Dat ons baie mooi moet dink hoe ons oor God praat en wat ons oor God sê, want alles wat ons van hom af sê en oor hom sê, is eintlik maar 'n bietjie vanuit 'n menslike perspektief, ons raai so bietjie. Ons tas rond in die donker. Ons kan nie presies sê nie, want hy's veel groter as wat ons ooit kan dink. En dan kom Christus en hy neem hierdie selfde woorde vir hom. Ek is God. Maar ek is die ingang na hierdie God. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie, sê hy op 'n ander plek. So om gered te word is daar net een ingang, en dit is Jesus Christus. So laat die wêreld maar sê wat hulle wil sê. Daar is geen ander manier as om gered te word, as deur Christus Jesus nie. En die oomblik as ek in hom glo, of as ek as 'n verbondskind gedoop word, weet ek die ewige lewe is myne. Natuurlik wil hy dit hiermee suggereer. Maar as ons nou praat oor die ewige lewe, nou dit is moontlik gemaak deur die opstanding. Want Jesus het die dood oorwin. So ons weet dit is 'n feit. Omdat hy opgestaan het en ons een is met hom deur die geloof, is sy opstanding my opstanding en daarom sal die ewige lewe myne wees. Maar hierdie hele praatjie oor ewige lewe. Ja, dis mos nou, wat beteken dit nou eintlik nou vir my vandag? Weet, om te praat oor die ewige lewe en oor die hemel, en as ons gaan na Openbaring toe en ons gaan kyk nou wat sê dit in die einde van Openbaring hoofstuk 20, 21 en 22 wat praat oor die nuwe hemel en die nuwe aarde en die ewigheid. Dis alles verskriklik mooi. Maar so half 'n pie in the sky. Jy weet, hoe raak dit ons alledaagse lewe? Dis baie mooi. Ons glo dit met ons hele hart, maar ons weet nie presies nie en ons weet ook nie wat nie. Dis deel van hierdie geheimenisse van God wat ons nie altyd lekker verstaan nie. En as ons oor die ewige lewe in die hemel praat, dan raai ons ook maar baie goed. Want niemand weet nie. En niemand kan regtig sê nie. So dit bly maar vir my so half iets pie in the sky. So, ek weet dis myne. En ek weet ek gaan ewig lewe. En ek weet ek gaan na God toe gaan as ek doodgaan. En ek weet as hy eendag weer die wederkoms plaasvind, gaan ek opstaan uit die dood uit en ek met 'n nuwe liggaam sonder siekte en kwaad en kwale en dinge. Maar dis vir my so ver, né? Dis vaag. En dis die tweede been. As hy praat van 'n lewe in oorvloed, is dit nie eintlik wat saak maak nie. Verstaan ons regtig wat hy met hierdie ding eintlik bedoel, want ek lewe nou en ek lewe hier, so is dit nie eintlik waaroor dinge behoort te gaan nie. Ek ontmoet nogal baie keer mense wat regtig vir die Here lief is, maar hulle koppe is in die hemel en ook sommer hulle voete ook. Want as jy met hulle te doen kry, hulle is soos engeltjies amper. Jy voel amper so half, jy dalk heilige grond betree as jy met hulle in aanraking kom. Jy is net nie op dieselfde vlak as hulle nie. Maar hulle het ook baie keer tred met die werklikheid verloor. En daarom sê ek altyd, my kop is in die hemel, my voete is op die aarde. Miskien moet ek maar die koerant ook lees en die televisie nuus kyk, al hou ek nie daarvan nie, want dit herinner my aan die werklikheid. So wat bedoel die Here Jesus as hy sê, ek het vir jou 'n lewe van oorvloed. Ja, natuurlik die hemel, ewige lewe, maar wat bedoel hy nog meer daarmee? Hy sê in vers 9, ek is, onthou hy studeer, né? Nou kom ons dink nou net so 'n bietjie terug oor skaapkrale in daai tyd. Dis nie soos vandag nie. Vandag word dit ook elektronies met rekenaars beheer. Ek meen, baie van hierdie skaapkrale daar op die platte land het nie 'n deur gehad nie. Nie 'n hek gehad nie, wat hulle kon toesluit nie. So die skape het in die kraal ingegaan, saam met die herder, en baie kere die herder sommer so in die ingang gaan slaap, om sy skape te beskerm. So die Here Jesus, wanneer hy hier praat hy met die Fariseërs,
Want hulle is deel van daai diewe en rowers wat die volk se skape kom steel het. So, maar hy sê ek is die deur. En wanneer ek die deur is, kan julle deur my gaan. En julle kan gaan weivelde. Julle kan gaan oorvloed hê, julle kan gaan eet, julle kan terugkom, julle kan weer gaan, julle kan gaan groen grasies eet, julle kan gaan water drink, laat my aan Psalm 23 dink, en julle kan gaan in en uit deur my, ek gee vir julle toegang tot weivelde, tot volheid, tot meer, gee vir julle, ek versorg julle, ek verdroetel julle, julle het veiding, gaan in, gaan uit, deur my, julle kan gaan veiding kry. Ek is die ingang. Gaan kry vir julle. Gaan kry volop. Gaan leef. So wat beteken dit vir my en jou vandag? Dat in hom kan ek voluit kry. Kan ek 'n lewe van oorvloed lei wanneer ek in hom leef, gehoorsaam is aan hom, wanneer ek deur die gees van die Here lewe, wanneer ek deur die Heilige Gees lewe, wanneer ek absolute beheer vir die Heilige Gees gegee het, wanneer ek ophou om my eie lewe te bestuur, wanneer ek vra dat die Here my lewe bestuur, wanneer ek sê, Here, hierdie lewe, ek het hom net een keer gekry, en of ek nou 50 word, of 80 word, of 90 as ek baie gelukkig is, ek het net een lewe, wat die Here vir my gegee het, wat 'n voorreg, so laat ek hierdie lewe lewe, tot eer van die Here. Laat ek hierdie lewe lewe, nie vir myself nie, maar vir die Here. So as ons na hierdie goed luister, het dit niks te doen met aardse goed nie. Lewe ek en jy met 'n ewigheidsvisie? Ons het nou gepraat van ewige lewe. Miskien moet ons bietjie meer daaroor dink en dalk 'n hap van hierdie pie in the sky vat. Want waarheen is ons uiteindelik op pad? Besef jy wanneer jy jou asem uitblaas op watter ouderdom ook al? Hoe kort was jou lewe? En dan is jy in die teenwoordigheid van God vir ewig. So as ons lewe met 'n ewigheidsvisie, is al hierdie goed wat ons nou het, en waarvoor ons alies afwerk, is dit die moeite werd eintlik? Want ek vat niks saam met my nie. Nou so tyd terug lees ek in 'n boek van hierdie ou, se CEO van 'n paar maatskappye, en hy het sy besighede met 'n eystervuis regeer, en sy werknemers was vir hom vrekbang. Hulle het gebewe as hy hulle inroep kantoor toe, want hy het beheer gehad, en hy het gewerk dag en nag. Hy het 'n paar gebroke huwelike agter die blad, en 'n klomp kinders wat niks met hulle pa te doen wil hê nie, want sy lewe is net hierdie besighede, en hierdie by 'n bates, en hierdie by mekaar maak, en sy fokus is alles daarop gerig. En toe kry hy 'n beroerteaanval. Al die spanning, stres. Daar lê hy in die hospitaalbed, en 'n brommer kom sit op sy neus, en hy het nie eers die krag of die vermoë om die brommer weg te jaag nie. Ironies. Jy lê met jou naakte lyf in die yskas in die lijkshuis. So het ons 'n ewigheidsvisie. Want ons dink oorvloedige lewe is om te hê, en dit moet goed gaan hier en nou, en dit moet lekker en gemaklik gaan. Terwyl dit eintlik gaan oor lewe voor God, en lewe met God. Ons het baie van Moeder Teresa gehoor, né? Dink 'n toonbeeld. Want wat het sy gehad? Niks. Maar haar lewe vir die Here gelewe.
en 'n impak gemaak, enorm, op hierdie wêreld. So wanneer die Here Jesus sê, julle moet 'n lewe van oorvloed lewe, dit niks te doen met bates nie, en by mekaar maak nie. Het eintlik maar baie min te doen met die lewe, soos wat ons hom ken. Dit het te maak met my verhouding met God. Want aan die einde van die dag is dit al wat belangrik is. Dis die heel belangrikste ding, is my verhouding met God. En dan hierdie punte wat ek hier gehad het, absolute gehoorsaamheid, om vir die Here te lewe, en tot eer van die lewe. Dit is 'n lewe van oorvloed. Want as ek gered is, hy is die ingang, hy is die deur. As ek gered is, lewe ek 'n lewe van dankbaarheid. Dan lewe ek vir hom. Dis 'n lewe van oorvloed. En ek sien mense wat hierdie geheim ontdek het. En ek is vrek jaloers op hulle. Amen. Baie dankie, Here, dat U in eenvoudig Afrikaans met ons praat. Ons hoor U. En ons weet, en ons besef het, en baie van ons besef het nou, na jare, al die gesoeg, en al die gesweet, en al die by mekaar maak, ons fokus was so verkeerd. Baie van ons sit as gevolg daarvan, met gesondheidsprobleme, sit met gebroke verhoudinge, sit met geskiedenis waarop ons nie trots is nie. Maar dankie dat U vandag met ons praat, en ons hoor vandag, en ons het nog tyd, en ons het nog 'n geleentheid vorentoe, en terwyl ons lewe, en terwyl ons hier is, gaan ons dit voluit doen vir U. So help ons deur U Gees. Ja, Here, ek kom op hierdie punt vandag waar ek vir U sê, ek is moeg gesukkel om U te laat glimlag. Ek stel U so teleur. Ek wil nie meer op my eie probeer nie. Ek gee oor aan U. Vul my weer opnuut met U Gees in hierdie oggend. Vat my hande te doen wat U wil hê ek moet doen. Vat my voete om die paaie te loop wat U wil hê ek moet loop. Beset my gedagtes, die bron van my lewe, om te dink wat vir U aanneemlik is. Vat my mond om te praat wat vir U aanneemlik is. Hier is ek, Here. Oorspoel my met U genade. Ons dink aan hulle wat vanoggend in die kerk sit, wat so seer is, dat U vir hulle sal vertroosting gee. Vou vir Anthony en Jasmine toe met U goedheid en U guns. Bid vir hulle wat hier is, wat ook onder behandeling is, wat nie hier is vanoggend nie, raak U elkeen aan, gee vir hulle genesing, gebruik die mediese wetenskap, medikasie om hulle beter te maak. Ons bid vir elke ouer, vir ons kinders, dankie vir hulle. Help ons om vir hulle te leer en met ons lewens te wys hoe dit gedoen moet word. Seën elke ene wat begin oud word, sy kragte afneem. Elkeen wat worstel, elkeen wat sukkel met finansies, te oorleef. Seën ons gemeente, Here. Ons verdien niks, maar U sê, kom na my toe. Ek sal vir jou rus gee. Bid, vra, klop, soek. Ons doen dit ook nou. In die naam van Jesus, ons Here, ons ingang, ons deur. Dankie vir U goedheid. Amen. Ontvang die seën van die Here en daarna sing ons 'n lied saam. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees. Mag ons 'n lewe van oorvloed, van toewyding, van gehoorsaamheid,
sodat ons innerlike vrede en vreugde kan ervaar. Mag dit gebeur deur u Gees wat in ons werk en in ons leef. Amen.